Dankie dat jy, ten spyte van jou besig wees, weer tyd gemaak het om na hierdie oordeenking te luister. Ek bid dat ook hierdie saamkuier vir jou nuwe moed en krag sal gee vir jou dag. En dat jy sommer weer met passie sal aangaan met die dinge wat jy moet doen. Word vir 'n oomblik weer stil en beleef dat God wat jou ken en verstaan, ook op hierdie oomblik by jou is. Soms voel 'n mens mos super entoesiasties oor die lewe, jou werk en dit wat jy moet doen. Dis die tye wat ons die lewensgolwe uitdaag om nog hoër te gaan, sodat ons langer die opwinding van uitdagings kan beleef. Maar dan is daar ook tye wat ons passie en motivering, om watter rede ook al, so 'n bietjie meer laagwater lê. En ons eenvoudig nie lus is vir die lys van doen op ons tafel, die honderde e-posse of al die moet doen verpligtinge nie. As dit ons werk is om ander te lei en te bemoedig en ons dan op so 'n plek kom, kan 'n mens maklik skuldig voel dat jy nou nie altyd so vol drif en doel is nie. Dis sulke tye wat jy moet onthou dat wat jy ook al doen, nie net 'n werk of nog 'n taak of verpligting is nie, maar 'n roeping. Iets wat vir jou gegee is omdat jy bepaalde gawes, talente en 'n persoonlikheid het. Ja, juist daarom is jy geplant op die plek waar jy nou is, waar jy nou leef. Ek dink nie dis nodig om skuldig te voel oor nie lus vir werk wees nie. Dis menslik, dis wie ons is. In 'n stadium toe my motivering so laag was dat die branders van my lewe nie eens op die strand wou uitspoel nie, het 2 Tessalonisense vir my nogal totaal nuwe perspektief gegee. Ek hoop dat die woorde van Paulus vandag ook vir jou met nuwe motivering en krag sal vul. Ons lees in 2 Tessalonisense 1 vers 11, Ek bid dat God julle in staat sal stel om die soort lewe te leef wat hy vir julle in gedagte het. Ek bid dat hy deur sy krag in julle sal werk, sodat dit vir julle al hoe lekkerder word om daardie dinge te doen wat sy hart bly maak. Dalk help dit jou vandag om daaraan te dink dat jy gekies is om te wees wie jy is, te doen wat jy doen, en dat jy deur jou gewone werk sy hande en voete kan wees. Sjoe, dis mos inspirerend om te dink, jy kan 'n verskil maak daar waar jy elke dag is. In hoofstuk 2 vers 16 lees ons, Mag hy julle harte rustig maak en julle geloof sterk maak. Mag hy julle help om die hele tyd die regte dinge te sê en te doen. Onthou, God roep jou nie sonder om jou toe te rus nie. Hy is daarom, ondanks die feit dat jy nie altyd op cloud 9 is nie, te help om met onderskeidingsvermoë om te gaan. Om te weet wat om te doen en te sê. Maar jy is nie alleen in wat jy moet doen nie. In hoofstuk 3 vers 3 lees ons, Die Here is getrou. Hy sal julle geloof sterk maak. Hoor jy dit? Op dae wat iets vir jou soos 'n berg voor jou lê, kan jy maar weet, jy en God kan saam enige iets doen. Hy ken jou, verstaan jou situasie en hy sal jou getrou vashou. En dan vers 13. Julle moet asseblief aanhou om goed te doen aan ander mense. Dalk kry jy nie altyd die erkenning wat jy verdien nie. Dalk voel dit vir jou of jy aanhou om goed te doen, maar niemand sien dit raak nie. Moenie dat dit jou ongemotiveerd maak nie. Dis in die aanhou om goed te doen, waarin jy rustigheid, vrede en vervulling sal kry. Onthou, jy werk nie net vir jouself nie. Jy werk vir 'n groter doel. Mag jy vandag die nodige motivering, moed en krag ontvang om jou dagtaak en verpligtinge met passie deur te voer. En mag jy dan rus en vrede vind in die wete dat jy wel 'n verskil gemaak het. Kom ons bid. Here, U weet dat ek nie altyd 100% gemotiveerd is vir wat ek moet doen of wees nie. Tog het ek al soveel keer gesien dat die onmoontlike saam met U moontlik word. Ek erken vandag, Here, ek kan niks sonder U doen nie, maar ek kan alles saam met U doen. Dankie daarvoor. Amen.